Lukas 15, hy start. Loof hom, dankie. Lukas 15, 1-7, ons lees saam. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom toe te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Terwyl toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry, wat verlore was. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, maar meer as oor die 99 regverdiges, wat die bekering nie nodig het nie. Loof sy lieflike en heilige naam. As ons na vers 2 kyk, dan sien ons dat daar 'n aanklag teen die Here Jesus. Hy word aangekla. En die aanklag is, hierdie man Jesus, ontvang sondaars en eet saam met hulle. Hier in vers 2 staan dit so, hierdie man ontvang sondaars en hy eet saam met hulle. En dit die aanklag wat gemaak is, word gemaak deur die fariseërs en die skrifgeleerdes. En nou in reaksie op hierdie aanklag, Jesus reageer, hulle kla hom aan, hulle sê, hierdie man eet saam met die fariseërs en die sondaars, nee. En in reaksie kom Jesus en vertel hy 3 gelykenisse in hoofstuk 15. Hy vertel die gelykenis van die verlore skaap, hy vertel die gelykenis van die verlore penning, en hy vertel die gelykenis van die verlore seun. 3 goed wat verlore gegaan het, en weer gekry het, en weer teruggekom het. Loof sy naam. Nou hier is 'n baie gewilde hoofstuk. Daar's weinig mense wat nie weet van die verlore seun nie. Is ek reg? Dis 'n baie gewilde hoofstuk in die Bybel. Nou, ek wil vir u eers gou net vertel, 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie groep mense betrokke in hierdie eerste gelykenis, die gelykenis van die verlore skaap. Nou die fariseërs was 'n beweging van binne die Judaïsme wat gefokus was op reinheid. Die fariseërs was 'n groep Judaïsme binne die beweging van Judaïsme wat gefokus was op reinheid. Reinheid was vir hulle baie tradisie was vir hulle baie belangrik en die mondelinge wet was vir hulle baie belangrik. Hulle het die wet nagevolg. Hulle was invloedryk en in die sinagoges en hulle het 'n groot rol gespeel in die vorming van die geloofsgemeenskap. Dit was 'n belangrike groep mense. En vandag sou ons gesê het, seker dis die pastore en die predikante, die dominees en die pastore en die biskoppe in die groep. Ons sou hulle seker in hierdie kategorie kon geplaas het. Nie 100% nie, maar so min of meer. En dan die skrifgeleerdes was kundiges in die wet van Moses. Nou, ons het ook kundiges in die wet, maar hulle is nie kundig in die wet van Moses nie. Hulle is in die landswette kundig, dit is prokureurs. So hierdie was eintlik 'n stel kerkprokureurs, as ek dit so kan stel. En hulle het 'n soort teologie en regsgeleerdheid gehad. Dit was wat hulle opleiding was. Hulle het die gesag gehad om die wet te interpreteer en toe te pas. So, fariseërs, skrifgeleerdes. Dan die tollenaars was Jode, hulle was Jode, let wel, wat deur die Romeine aangestel was om belasting in te vorder. Okay. Nou ja, baie ouens sal nou wil sê, want ek meen, wie hou van die belastinggaarder? Maar nietemin, wat dit erger gemaak het, is dat hierdie ouens het vir die Romeinse regering gewerk, terwyl hulle Jode was, en hulle die Jode gaan belasting vra, maar hulle het meer gedoen, hulle het meer van die Jode gevat as wat hulle moes vat. Hulle het van hulle geld afgepers. En goed, in die aksie was dat hulle regtig onrein en onregverdige spul mense was.
Dit was die reaksie op hulle. Hulle was nie baie gewild onder die Jode. Inteendeel, die Jode wou glad nie met die tollenaars gemeenskap gehad het nie. En die sondaars was die mense wat nie aan die reinheid en die wetstandaarde van die fariseërs voldoen het nie. Hulle almal wat nie aan die reinheid en regverdigheid en die wetstandaarde van die fariseërs voldoen het nie, die fariseërs het hulle gaan label as sondaars. Nou kan ons sien wie hierso is teenwoordig in hulle geselskap. Nou, een of ander kommentaarskrywer het geskryf, die fariseërs en die skrifgeleerdes was die godsdienstige leiers van Jesus se tyd en die mensdom in 2 klasse verdeel. Hulle was die ouens wat besluit het, daar's 2 groepe mense op aarde. Die eerste deel is verdeel, die onrein en die regverdiges. Dis hoe hulle die mense verdeel het. So, as die fariseer na jou gekyk het, het hy besluit, jy's regverdig, jy's rein, jy's onregverdig, jy's onrein. Hulle het altyd mense in 2 kampe gaan jaag. Dis hoe hulle geleef het en dis werklik so. Die onreine en die regverdiges. Hulle het besluit om so ver moontlik in die volledige skeiding of om skeiding te hê tussen die onreine en die reine. Hulle wou nie saam met hulle lewe nie, hulle wou glad nie met hulle meng nie. Dit was vir hulle swaar dat daardie mense in hulle omgewing was, in hulle samelewing gekom het. Sommige rabbies van Jesus se tyd het hierdie idee so ernstig opgeneem dat hulle geweier het om aan die onrein God se woord te verkondig. Hulle het geweier om die wet aan die onrein mense te verkondig. Dit was net te verskriklik om in die teenwoordigheid van die onreine mense te kom. En daar is ons onmiddellik by die put, waar Jesus deur Samaria geloop het. Julle ken daai storie. Ek vertel hom altyd op die Nuwe Lewe kursus. Maar die Jode wou nie deur Samaria loop nie. Die Jode wou nie deur Samaria loop nie. En hoekom nie? Want hulle sou vuil word. Hulle sou onrein word. Hulle sou gekontamineer word deur hierdie klomp sondige mense, hierdie ouens wat nie regverdig is nie. Nou hulle die Samaritane so beskou, die Jode het hulle so beskou. En dan sal hulle uit Judea uit regs beweeg. Hulle sou in 'n oostelike rigting beweeg oor die Jordaan en dan sal hulle noord op beweeg het en dan sal hulle terug oor die Jordaan gekom het om by Galilea uit te kom. Hulle sou nie 'n kort pad vat hier deur Samaria nie, want dit was te verskriklik om met daardie mense omgang te gehad het, om met hulle fellowship te gehad het. Hulle wou glad nie eens aanraking met hulle gehad het nie, maar Jesus kom en hy spandeer tyd met daai onreine vrou. En sy disippels verstaan dit nie baie lekker nie. Hulle sukkel regtig daarna. Nou as ons nou dink aan hoe ver hierdie rabbies dit gevat het, dat hulle nie aan hierdie onrein mense die woord of die wet wil leer nie, dan vra ek nou vir julle, hoe moes hierdie onreine mense van beter weet? Hoe moes hierdie ouens geweet het wat die wet sê, as niemand hulle geleer het wat die wet sê nie? Ek vra maar net. So, ons wil hê die ou moet iets weet, maar ons sal hom dit nooit leer nie. Ek meen, het sal nie werk nie. Nou Romeine 3 vers 20 sê, want deur die wet kom kennis van die sonde. So daardie mense wat onrein was, wat in hierdie kategorie geplaas word, as hulle die wet ontvang het, dan sou hulle kennis ontvang het van wat sonde is. En dan kon hulle by 'n punt gekom waar hulle besluit het, ons is gelukkig om die sonde na te volg, of hulle kon by 'n punt gekom waar hulle sê, nee, ons wil nie die sonde na volg nie, ons weet mos nou van beter, ons het nou kennis ontvang. Is dit nie so nie? Romeine 7 vers 7 sê, ek sou die sonde nie geken het nie, behalwe deur die wet. En geliefdes, so die wet was belangrik. Dit is belangrik, as daar nie 10 gebooie ooit geskryf was nie, dan sou u en ek nie geweet het dat dit verkeerd is om sulke dinge te doen nie. Al leef ons nie onder die wet nie, al leef ons onder die genade, het ons nogtans nodig om te weet wat reg en verkeerd is. Amen? Amen, yes. So die wet openbaar sonde en wys dat niemand deur sy eie werke regverdig kan wees nie. Dis wat die wet doen. Hy wys jou, hy wys eers wat sonde is, maar hy wys vir jou ook dat jy nie die wet sal kan hou nie. Dis te geweldig, die standaard is te hoog. Niemand kan dit hou nie, sê die Bybel. En ek weet, mense wil so graag glo, ek sou dit kon hou.
Vergeet dit. Is nie 'n goeie gedagte nie. Haal hom uit jou kop uit. Jy kan nie. Die woord van die Here sê niemand kan dit gehou het nie. Dis hoekom dit nodig was dat Jesus Christus op na die aarde toe gekom het om in ons plek te sterwe, om die prys vir ons te betaal, want ons kon nie die wet hou nie. As ons die wet kon hou, dan was dit nie nodig dat Jesus kom sterwe het nie. Amen. As ons die wet kon hou, as die mens in staat was om dit reg te kon kry, dan was dit nie nodig dat Jesus kom sterf het nie, maar hy moes. Want duidelik is dit dat die mens kan nie die wet hou nie. Maar nou moet ons die wet weet, ons moet van die wet weet, want ons wil weet wat verkeerd is en wat reg is. Sodat ons uit genade kan leef en deur genade kan leef en so, terwyl ons in die genade is, nie onsself bemoei met wat ons weet sê die woord is verkeerd en wat nie goed is in die oë van die Here nie. Paulus verduidelik dat die wet sonde definieer en ons gewete wakker maak. Dis wat hy verduidelik. Maak ons gewete wakker. En ons het 'n gewete nodig, mense. Ons het dit baie nodig. Dit is presies wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes moes motiveer om die wet aan die mense, die sondaars, die tollenaars te vertel het. Dis wat hulle moes motiveer. Want hulle kon gesien het, as hierdie mense nou in hulle gewete wakker word, dan sal hulle minder sonde doen. As hierdie mense weet wat verkeerd is, kan hulle ophou om dit te doen. Maar hulle is so gefokus op hulle self. Jy sien mos daar by die bruiloft van Kana. Daar's 5 klipkanne, is ek reg? Hoeveel klipkanne was daar? Hoeveel? 5. Is julle seker? Goed, 5 klipkanne. En Jesus sê, maak hulle vol met water, propvol, en skink hulle 'n bietjie daar uit. Wat het uitgekom uit daai kanne uit? Wat het uitgekom? Bietjie wyn. En hoekom was hulle kwaad dat hy nou van die water wyn gemaak het? Toe is hulle kwaad vir hom. Hoekom was hulle kwaad? Want nou is daar nie water om te was nie. Want as nie water om te was nie, dan is hulle vuil, dan is hulle onrein. Dis hoe die Fariseërs gedink het. Hulle het Christus gemis, hulle het die Messias gemis, hulle het die verlosser gemis, hulle het die wonderwerk gemis, want hulle wil skoon wees. En die mense is so geneig om dit in te wil val, want Petrus, toe Jesus sê, laat ek jou voete was, sê nee, okay, eers wil hy nie, maar jy ken die storie, en toe sê hy, nou moet jy my kop en aan my lyf en alles was, toe sê Here vir hom, dis nie nodig nie. Kom aan man, moenie soos die Fariseërs wees nie. Is eintlik wat, hy kon net vir hom sê, moenie soos die Fariseërs wees nie, en Petrus sou presies geweet het, wat Jesus vir hom gesê het. Nou in vers 1 en 2, en van Lukas 15, kry ons dan, die tollenaars en die sondaars het na Jesus gekom. Is dit nie mooi nie? Hulle het geweet, hulle het hom nodig. Hulle het geweet, die woorde wat hy spreek, moet hulle hoor. Dis hoekom die tollenaars en die sondaars na hom gekom het. En terwyl hulle na hom toe kom, wat gebeur? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes murmureer. Hulle is baie ontevrede. En die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerders het geweet dat Jesus die waarheid verkondig. Hulle het geweet dat sy leer reg was. Hulle het hom soms gekomplimenteer oor sy leerstelling. So, hulle kon nie kwaad wees oor dit wat hy geleer het nie. So, hoekom is hulle dan nou eintlik kwaad? Hulle is nie kwaad vir wat hy leer nie, hulle is kwaad vir wie hy leer. Dit is hoekom hulle kwaad is. Jy sien, hulle sê nooit dat hulle kwaad is dat hy die man met die verdorde hand genees nie. Hulle is nooit kwaad oor hy die mooi gedoen het nie, hulle is net kwaad omdat hy dit op 'n Sabbat gedoen het. Jy sien, as hy dit maar die maandag gedoen het, en so ons vir u hande geklap het, Here Jesus, maar omdat hy dit op 'n Sabbat gedoen het, inteendeel ek kan dit so sê, as hy dit maar op 'n Sondag gedoen het, dan sou hulle vir hom hande geklap het, maar omdat hy dit op 'n Saterdag gedoen het, want die Saterdag is die 7de dag, die Saterdag is die Sabbat, die Sondag is die eerste dag. Nou ja, geliefdes, baie mense dink hulle hou Sabbat vandag. Ons hou geen Sabbat nie. Ons hou nie Sabbat nie. Ons herdenk die opstanding van die Here Jesus Christus. Hy het op die eerste dag opgestaan. En daarna het hy vir die 49 dae 7 keer aan mense verskyn op die 7de dag, die opstand, nie op die 7de dag, die eerste dag, die opstandingsdag, die Sondag, het hy aan mense verskyn. So hy het alles altyd net anders gedoen as wat hulle wou gehad het. Hulle godsdiens het hulle gebind. Hulle was so ingevat met hulle godsdiens en wie hulle is.
Hulle wou nie die son sien skyn oor ander mense nie, maar ons sien hier twee groepe, sogenaamde regverdige en 'n sogenaamde onreine groep. En dis waarmee die Here Jesus te doen het, en hy leer vir beide hierdie groepe, dan leer hy. Hy leer hulle, en hy vertel hulle wat moet gebeur. Geliefdes, die Fariseërs se probleem was nie dat Jesus verkeerd geleer het nie, ek het dit reeds gesê, maar vir wie hy geleer het. Maar dink daaraan, dis presies wat Jesus kom doen het. Want hoor wat sê die skrif in Lukas 19 vers 10, sê Jesus, die seun van die mens het nie gekom om te soek en te red wie verloor, laat ek dit weer sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dis presies wat hulle nie wou gehad het, en dis presies wat hy kom doen het. Hulle motivering is lynreg teenoor mekaar verskillend. Dit is Jesus se verklaring na sy ontmoeting met Saggeus. Hy het dit gesê. Hy sê dit daar in Lukas 19. So nadat hy met Saggeus ontmoet het, toe sê hy die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Weereens was hulle baie ontevrede dat hy met Saggeus wou tee drink, dat hy bereid was om na Saggeus se huis toe te gaan. Jesus se verklaring na die ontmoeting met Saggeus, die tollenaar, som dit alles vir ons op. Sy hele sending was die redding vir die mense wat buite staan. Vir die mense wat genesing nodig het. Dis hoekom hy gekom het. Die konteks daar, Jesus gaan na die huis van Sagaria, 'n tollenaar, 'n veragterlike mens, 'n sondaar, een wat nie rein is nie, een wat in hierdie groep is, nie in hierdie groep is nie, volgens hulle, en die reaksie van die mense is hulle murmureer dat Jesus by 'n sondaar tuis gegaan het. Dis nie die eerste keer wat hulle gekla het hier in Lukas 15 nie. Hulle kla gereeld oor die goed, dis die goed wat hulle oor kla. Saggeus se antwoord was, hy beloof om die helfte van sy besittings aan die armes te gee en 4-dubbel terug te betaal wat hy onregmatig geneem het. Nadat hy 'n ontmoeting met Jesus gehad het, wil hy regstel wat hy verkeerd gedoen het. Onthou geliefdes, dis nie dooie werke waarvan ons hier praat nie, hy wil dood eenvoudig regstel wat hy verkeerd gedoen het. Hy het reeds daar die genade van Christus ontvang. Die genade van Christus het reeds in Saggeus se hart gewerk. Toe kom hy tot die uitspraak wat sê, ek sal teruggee wat ek gevat het, wat ek foutiewelik gevat het. Jesus se verklaring het bevestig dat redding na Saggeus se huis gekom het. Dis wat Jesus verklaar. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore gaan. En dis Jesus se verklaring. Dit beskryf Jesus se missie. Dis hoekom hy aarde toe gekom het, om te red die wat verlore is. En as jy vandag nie verlore is nie, wil ek vir jy sê, onthou, daar was 'n dag toe jy nog ongered was. En ons moet leef soos geredde mense, maar een ding is, ons kan nie vergeet dat hy ons gered het nie. Want as ons dit vergeet, kan ons dalk dink dat ons grand geword het, soos die Fariseërs, en kan ons dalk dink, maar dis ek wat myself was met hierdie water. Dis hoekom ek skoon is, nie? Jy is skoon want die bloed van Jesus Christus reinig van alle sondes. Dis hoekom jy skoon is. Nie omdat jy by 'n klipkant kan gaan was nie. Nie omdat jy gebede kan opset nie. Maar wanneer hy in ons werk, dan verander ons soos Saggeus gewerk het, en dan sê hy, ek sal teruggee wat ek van hierdie mense gevat het. Dis Jesus se manier. Dis Jesus se manier. Soek en red. Hoor hom mooi, hy sê ek loop soek. Hy sê ek loop soek. Ek soek hulle. Ek soek hulle, ek krap hulle uit. Wie soek hy? Hierdie groep wat die tollenaars, wat die Fariseërs nie wou geken het nie. Hy gaan loop soek hulle. Hy soek en hy red. Jesus gaan uit en hy vind. En hy wag nie, hy begin. Hy initieer redding. Jesus Christus initieer redding. Geliefdes, regtig so, niemand is buite die bereik van God se genade nie. Self die veragterlike tollenaars en sondaars was nie hier buite Jesus se bereik nie. Nie sal volgens my sê, jy preek vir die kerk. Ons is lankal gered. Ons weet hierdie goed wat jy vir ons vertel. Ja, okay. I know that, ek weet dit. Dis waar. Maar geliefdes, ons moet tog
iets by Jesus leer in hierdie sin, is dit nie? Ons moet tog sy woorde onthou, ons moet sy dade onthou, ons moet kyk hoe hy geopereer het. Want as ons kyk hoe hy geopereer het, dan is dit vir ons die perfekte voorbeeld vir hoe ons moet opereer, hoe ons moet te werk gaan, hoe ons moet lewe. God wag nie vir mense om eers reg te wees voordat hy hulle lief het nie. As die ouens hier inkom en hulle sondaars, en ons is nie lief vir hulle nie, want hulle is nog sondaars, hulle is nog nie gewas met die bloed van Jesus Christus nie, dan gaan dit nie werk nie, want dit is nie in lyn met God se manier van opereer nie. Hy is lief vir hulle, hy loop soek hulle terwyl hulle verlore is, en hy is lief vir hulle, en daarom loop soek hy hulle. En dis wat die woord vir ons hier leer. Dis wat Jesus vir ons leer. En ons reaksie moet wees, as kerk moet ons oppas, dat ons nie mense beoordeel wat Jesus wil bereik nie. Ja. Andrew Wommack vertel het, hy sê, die vrou het ingekom en sy het tot bekering gekom, maar sy het nie geweet om mooi aan te trek nie. Sy het bietjie gewaagd aangetrek. En toe wil sy getuig. En toe sy getuig, toe sê die mense, hy is 'n slegte vrou, kyk hoe sy aangetrek. Dis presies wat hier gebeur het in die Bybel. Nee, wag, bietjie wag. Voor ons haar veroordeel, kom ons leer haar. Kom ons laat haar sien hoe lief Jesus haar het, en ons leer haar, ons wys hoe Jesus opgetree het. Kom ons wees Jesus vir hulle. Dan sal hulle leer, dan sal hulle verander, dan word die wet mos dan 'n spieël vir hulle. Kan hulle mos sien hoe hulle lyk. Is dit nie so nie? Ek vertel dit altyd so, ek sê die wet is 'n spieël. So my gesig is lekker vuil vol modder, want ek het daar buite gewerk, en hoe weet ek my gesig is vuil? Ek kyk in die spieël. Die wet vertel vir my. Hy vertel my wat sonde is, wat verkeerd is met my, en ek sien, maar kyk hier iets. Maar ek kan nie daai wet vat, ek kan nie daai spieël vat en my gesig begin was nie, ek sal myself verongeluk. Nou vat ek 'n mooi lekker sagte lappie, God se genade, en ek was my gesig mooi skoon met sy genade. Sien, dis hoe dit werk. En so die wet wys hom hoe hy lyk. Maar is die genade wat hom red. Is die genade wat hom red. En dis wat ons nodig het. En dis hoe ons moet reageer in lyn met ons redder se optrede. Vers 4 sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. Vraagteken. Die herder los 99 agter en gaan soek hy een wat verlore is. Ek het reeds gesê, God is een wat soek. Hy soek mense wat verlore is. Dit wys ons iets ongeloofliks van God. Hy is nie net 'n wagter nie, want hy wag oor sy skape. Hy is nie net 'n wagter nie, maar hy is ook 'n soeker. Hy soek die wat verlore is. Die skaap wat verdwaal kan homself nie terugbring nie. Hy is verdwaal. Hy het hulp nodig. En die man wat verlore is, het redding nodig. Hy het hulp nodig. Hy weet nie om homself hier uit te kry nie. Hy weet nie om homself by God uit te kry nie. En dis die wonder van die evangelie. Dis die wonder van die evangelie. Niemand sal uit eie inisiatief gered word nie. Ook nie u nie, en ook nie ek nie. As jy nie gereageer het op die roepstem van God nie, was jy vandag nog ongered. Dis 'n genadewerk. Hy praat, hy spreek. Hy praat so saggies. Hy laat indrukke op ons. Hy praat, hy gee indruk op jou, jy het hom nodig. Jy weet net ewe skielik jy het hom nodig. En dan kan jy reageer. Dis die evangelie. En wanneer jy reageer, dan draai jy na hom toe. En dan staan hy gereed met daai liefdevolle oë, kyk hy na jou toe sê, kom. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Kom, almal wat sonde het, almal wat vuil het, kom, ek sê julle was, my bloed was, ek vergewe, dis wie ek is, dis wat ek doen. Ek is die redder. Dis wat hy doen. Hy straf nie die skaap nie. Hy tel hom op sy skouers en hy's bly. En as ons nou iemand hier buite kry wat droog gemaak het en ons lê hom na die Here, dan vat ons nie eens 'n lekker stukkie kondoet en slat hom aan die brand nie. Ek het toe ek op die bowling was, het ek dit gedoen. Maar ag, Here vergewe my. In elk geval. Maar hy haal nie die band af, Suster Gail. Waar is jy? Hy haal nie die band af en
En hy sê hom nie, hy sê, kom hier man, hy vat hy skaap, sit op sy skouers met blydskap. Daar's blydskap in die hemel oor een siel wat gered word. Daar's blydskap in die hemel oor een siel wat gered word, geliefdes. Halleluja, ja, kom ons gee vir die Here 'n hande klap. Dankie, Here. En geliefdes, ek wil sê, nee, niemand is te verlore om gered te word nie. Amen. Niemand is te verlore om gered te word nie. Niemand het te ver afgedwaal dat die een wat soek hom nie sal vind nie. Niemand is so afgedwaal nie, geen mens nie. God gee nie op mense nie. God gee nie op mense nie. Hy doen dit net nooit nie. Halleluja. Imagine hy het opgegee op my. Waar sou ek wees? Imagine hy het opgegee op jou. Waar sou jy wees? Dis angsvallige gedagte, maar hy gee nie op nie. Hy gee nie op mense nie, geliefdes. Selfs wanneer mense opgee op hulle self, gee God nie op nie. En geliefdes, so moet die kerk wees. So moet die kerk wees. Ek soek 'n amen. Wie is die kerk? Vanoggend is dit gaan pas om te sê, ons is die kerk. Wie is die kerk? Ons is die kerk en ons moet dink soos Christus dink. Ons moet die hart van Christus hê. Ons moet die hart van die Vader hê. Dis hoekom hy hierdie gelykenis vertel, sodat ons kan weet hoe sy hart is en dat ons kan daarna streef om sy hart te hê. Ons moet vra, soek ons nog na verlore mense? Soek u na verlore mense? Soek ek na verlore mense? En dis nie 'n aanklag nie, dis 'n vraag. Dis 'n vraag wat ons moet beantwoord. Bid ons nog vir hulle? Bid ons nog vir die verlorenes in ons familie? Nooi ons nog mense uit om na die evangelie te kom luister? Ek meen as jy skaam is nie, jy's nou bang om vir mense regtig te probeer vertel van Here Jesus Christus. Al wat jy hoef te doen is nooi hom. Ek sal hom dit te vertel. Nooi hom net hier na toe. Jou buurman, is hy gered? As hy nie gered is nie, dan moes hy hier gewees het. Want moes hy gehoor het dat God soek die verlorenes. En hy sit mense, God plaas nie mense in kategorieë nie, van reines en onreines nie. Dis nie hoe God na mense kyk nie. God sê, ek het jou gemaak. Ek het jou gemaak. Ek het jou kunstig geweef in die skoot van jou moeder. God sê, ek het jou 'n mens gemaak. Dit gee jou identiteit. Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, sê hy. Dis identiteit. En dis wie hy is. Dis ons God. Ons wil hom graag ken. Ons wil met hom tyd spandeer. Die vraag van hierdie gelykenis is nie, is daar nog verlore skape nie? Dis nie die vraag van hierdie gelykenis of daar nog verlore skape nie is. As jy daai vraag wil geantwoord het, ja, daar is. En jy weet hulle is volop. Die vraag is, wat het ons nog 'n hart? Het ons nog daardie hart van die herder? Het ons nog daardie hart van die herder? Dis die vraag. En dis dalk die mooiste waarheid vanoggend. En as jy verlore voel, is Jesus nog steeds daar, besig om jou te soek. Dis die waarheid. Dis dalk die mooiste waarheid wat ons vanoggend vir mekaar kan sê. Kom ons bid saam. So julle nou reeds gehoor, Here het nie gekom vir goeie mense en vir ouens wat rein en regverdig is nie, hy het gekom vir die siekes en hy het gekom vir die wat vuil is en hy het gekom vir die onregverdiges. En as jy enigstens so voel en jy wil hê hy moet jou vanoggend reinig met sy bloed en hy moet vir jou red, dan moet jy net jou hand opsteek vir my. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie en ek gaan jou ook nie laat staan nie. Steek net jou hand op vir my. Halleluja. Halleluja. Loof hom. Loof hom. Loof hom. Ek sien dit. Laat sak maar. Ek sien dit. Nou wil ek net vir jou sê wat jou hand opgesteek het. Hy beloof jou as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons al ons sondes te vergewe en van al ongeregtigheid te reinig. En so ons bely vanoggend ons sonde en so ontvang ons sy redding. Dis 'n genadewerk van God. Die feit dat jy jou hand opgesteek het, meen hy het in jou hart gespreek en vir jou gesê jy het hom nodig. Dis hoekom jy jou hand opgesteek het. So ek gaan vir jou bid. Ek wil hê jy moet saam met my bid hierdie gebed wat ek bid. Here, baie dankie dat U my vanoggend gevind het. U het my gesoek, U het my gevind. Ek sê vir U dankie, Here.
En dankie Here dat U 'n volmaakte werk aan die kruis gedoen het, sodat ek vanmôre my sonde kan bely en U dit vergewe. My ongeregtigheid vergewe. Dankie Here. U was my witter as wol, sê die profeet. U was my so wit so sneeu, sê die profeet. Dankie Here dat U my vanmôre was, dat U my reinig. Dankie dat U my aanneem as U kind vanmôre. Dankie Here. Dankie, ek neem U aan en dankie dat ek welkom is in U arms, Here. Dankie Here, ek loof U naam. Nou bid ek Here vir ons gemeente. Ek bid dat U deur die Gees, Here, in ons harte inspreek en ons opwek om die hart van Jesus Christus te hê, die hart van die Vader te hê, wat nooit tevrede is, terwyl ons weet daar's mense wat U nodig het nie, dat ons altyd die evangelie aan hulle sal verkondig. Ek bid dit vir ons gemeente. Ek bid dat U 'n werk in ons binneste doen, hier binnekant, Here. Soos daardie werk wat U vanoggend gedoen het, om 'n man te kry, om 'n vrou te kry, om te sê ek het U nodig. Bid ek dat U so 'n werk hier in ons binnekant doen, hier diep in ons gees doen, Here, wat ons opwek om bereid te sal wees om vir mense te sê jy het nie Jesus nodig. En hy soek jou. Jy is nie te sleg nie. Hy soek jou. Ek bid dat U daardie gees in ons inplaas vanmôre. Bid ek in Jesus naam en ek eer en aanbid U. Amen.